Jesus, dankie dat hy opgestaan het en dat hy lewe. Here, ons het Vrydag en Saterdag gesê, Sunday is coming. Sondag is hier, hy het opgestaan, dis wat ons vier vandag. Waar hy dood en hel oorwin het en hy leef tot in alle ewigheid. En Here, dankie dat hy in ons plek dit gedoen het. Ons moes aan die kruis gehang het. Maar hy het gedoen terwille van ons sondes, ons siektes, ons stryd, ons probleme. En dankie dat ons vanoggend u al die lof en ere kan bring, want hy kom hy toe tot in alle ewigheid. En ons loof en ons prys die wonderlike naam Vader. U is groot en wonderbaar. Amen. Hier kan u se plekke neem, baie dankie. Nou broeder en suster, baie dankie dat u vanoggend hier is. Ons sluit vanoggend ons Paasnaweek af. Love grew where the blood fell, ons tema. En nou gevolgend praat spesifiek dan ook oor die opstanding, maar voor ek daarby kom, baie dankie vir elkeen wat die afgelope 3 dae, Vrydag, Saterdag, Sondag hier was. Dis 'n hele klompie van u wat al 3 dienste hier was, baie dankie daarvoor. Dankie ook vir elke ene, vir al gisterand wat hulle kant gebring het en opgeoffer het, ons waardeer dit verskriklik baie, elkeen wat die tem gedoen het en die musikante, elke ene, die voorsangers, ons waardeer dit so, en dan my span en ook Annika, wat gesorg het vir daai hoek, Love Grew, where the blood fell, en julle is dan ook welkom om na diens daar te gaan foto's neem, want ek neem aan Dinsdag, dan sal hulle alles weer opslaan, neem ek aan. So baie dankie. Nou, net na die diens, dan vertrek ek en my familie Kaapstad toe, want Dinsdag is die begrafnis wat ek doen van my swaar, my vrou Melanie se broer, hy was 54, dood aan 'n hartaanval. So dan het ons Dinsdag nog begrafnis, waar ons moet afskeid neem, en ek het vanoggend iets besef, ek het dit daar in die bidkamer ook gesê. Weet jy, daar's 2 Jake dood die afgelope week en 'n half. Pastoor Jake Kilder van die Volle Evangelie Kerk en dan ook my swaar Jake van Skalkwyk. Al 2 was 54 jaar oud. Al 2 is dood aan hartaanvalle. En ek glo nie aan toevallighede nie, so die Here probeer maar iets sê vir ons. En die begrafnisondernemer wat alles vir my reël, daaronder in die Kaapse naam is ook Jake. So dis Jake. En so bid maar vir ons gaan hopelik 8 uur vanaand by Koelsberg oorslap, en dan sal ons môre deur en môre middag in die Kaap aankom. Nou dood is nie lekker nie. En dis nie lekker as dit naby aan jou kom nie. Weet, ek hanteer baie begrafnisse, maar dis nou nie 'n begrafnis wat maklik gaan wees nie. Want dit begin nou baie naby aan die huis raak. En dit gaan rol wees, maar God dra mens deur. En hy help mense. En weet jy, broeder en suster, is wonderlik dat God opgestaan het. En is wonderlik dat hy leef. En dat hy leef tot in alle ewigheid. Soos wat bid nie 'n dooie God nie. Weet jy, dis die groot verskil tussen die Christendom en al die ander godsdienste. Ons is die enigste godsdienst wat 'n lewende God aanbid. Die ander se gode is almal dood. Maar Jesus leef. En hy het opgestaan, dood en hel oorwin. En dis hoekom ek kan bid eerder 'n lewende God as 'n standbeeld. Ek kan bid eerder waar die graf leeg is as waar die graf. Hulle weet hy daar gelê en hy lê nog steeds al. Ek en jy moet leef in daai oorwinning van die Here. So ek gaan vanoggend met u praat oor die opstanding. En van die slides sal redelik vinnig gaan, ekskuus Almarie. Daar's bietjie baie, so ek kan nie te lank by hulle stil staan nie. So ek praat oor die opstanding, Love Grew where the blood fell. Baie beslis, die graf is leeg. Jesus het opgestaan en hy is nie meer daar nie. Nou die skrifgedeelte wat ek vir u voorhou is 3 skrifte. Johannes 20 vers 1, Romeine 5 vers 8, 1 Korintiërs 15 vers 20. Nou Johannes 20 vers 1 sê, en op die eerste dag van die week kom Maria vroeg, terwyl dit nog donker was by die graf, en sien dat die steen van die graf weggeneem was. Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was.
1 Korintiërs 15 vers 20, maar nou, Christus is opgewek uit die dode, hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. En ek wil begin deur weer te praat oor daardie liefde wat uit die kruis groei. Nou op opstandingsmôre vier ons nie net 'n leë graf nie, maar ons vier 'n liefde wat uit die bloed van Jesus gegroei het. En ons gaan meer daarna kyk en daaroor gesels vanoggend. Sien, toe Jesus aan die kruis gehang het, het dit vir baie mense gelyk soos die einde van alles. Maar broeder en suster, wat vir die mens na die einde lyk, is nie by God die einde nie. Omdat hy 'n plan en 'n doel het. Nou, die eerste ding is, die disippels was verslae, nie verslaan nie. Ek het hom gemis, sorry. So die disippels was verslae. Hulle het nie geweet wat gaan aan nie. Die hoop was weg en die Messias was dood. Hy was dood. En dis wat almal gesien het. Maar God se plan was groter as wat enige mens kon verstaan. Die plek waar die wêreld dood gesien het, het God lewe laat groei. Daar het iets gebeur en hier kan ons kyk na Romeine 5 vers 8, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Kyk mooi daarna. God sê hy bewys sy liefde aan ons. Hoe? Deur Christus wat vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Jy sien waar die bloed van Jesus die aarde aangeraak het God se liefde begin blom. En dis wat baie mense nie verstaan nie. Ek het dit Vrydag ook genoem, soos 'n saad wat in die grond val, het Christus se dood die begin geword van 'n oes van redding. Kyk wat sê Johannes 12 vers 24, voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. En weet jy, dit wys ook hier na Jesus Christus se dood. Hy moes sterf, sodat daar lewe kon kom en daar veel vrug kon wees. Jy sien, die kruis was die saad, en die opstanding was die oes. So die opstanding het gebeur as gevolg van die kruisiging. Die opstanding is waar die oes na vore gekom het. Nou ek wil eerstens vanoggend kyk, en daar's 'n paar punte waarna ek gaan kyk, en soos 'n bietjie stil staan by dit. Ons kyk na hierdie liefde wat bloei by die kruis. Jy sien, die kruis was nie net 'n teregstelling nie. Dit was 'n openbaring van God se liefde. Ons ken Johannes 3 vers 16, ja. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe gaan hê. Al wat ek en jy hoef te doen is te glo. Want daar staan, want elkeen wat glo, as ek en jy glo, dan het die kruisiging en die opstanding betekenis vir ons. En dis hoekom ons moet glo, en God vertrou ook in dit om te sê, Here, dankie. Ek weet dit was vir my. Jy sien, in hierdie is daar liefde wat opoffering bring. En daar is ons sien na daai vers, Johannes 3 vers 16. God het sy enige gebore seun gegee. So Jesus het nie net gesterf vir mense wat hom lief gehad het nie. Broeder en suster, hy het vir almal gesterf. Maar dit het nie vir almal betekenis nie, want die woord sê ons moet glo, né? Hy het gesterf vir vyande, sondige mense, verlore mense wat hom verwerp het. Ek weet ek het hierdie verhaaltjie vertel, maar ek dink dit is belangrik om hier te vertel. Lang storie kort. Ek dink is nog 'n getuienis wat my pa op 'n stadium ook gebring het, waar hy iemand bedien het, en ek dink dit was in Unitas Hospitaal gewees, en toe hy klaar is met die man, en die man wat hy bedien het, is juis onder operasie oorlede, maar langs hom het 'n ou gelê, en my pa wou met hom gaan praat het, en hy het vir hom gevra, meneer, kan ek met jou gesels? En die ou sê, nee, ek glo nie daar's 'n God nie. So moet nie met my praat nie. Nou die eerste reaksie sal wees om te sê, man, gaan vlieg!
My pa stap weg, my draai om en hy vra vir die man, kan ek jou net 'n vraag vra? En die man het gesê, ja, ek neem aan, hy was nie baie vriendelik nie. Toe vra hy vir hom, hoe is dit, dat hierdie God wat ek dien en wat ek aanbid, hoe kan dit wees, dat hy my net so lief het soos vir jou? En toe dra my pa om en loop, kyk, daai ou het iets gehad om aan te dink. Broeder en suster, dit is vir elke mens wat die Here dit gedoen het, maar dit het nie betekenis vir elke persoon nie. En dit beteken nie elke ene gaan hemel toe nie, net die wat glo. Jy sien die bloed wat daar gevloei het 'n nuwe verhouding tussen God en mense moontlik gemaak. So daar's 'n nuwe verhouding wat gebeur het as gevolg van daai bloed wat gevloei het. Tweedens was dit ook liefde wat vergewe. Sien, toe Jesus se bloed gevloei het dit nie net pyn beteken nie, dit het vergifnis gebring. Want deur daai bloed wat gevloei het aan die kruis, het ek en jy vergifnis gekry. Dankie Here vir vergifnis. Dankie dat U my vergewe vir al die gemors wat ek aanvang, vir al die foute wat ek maak. Dat ek so droog gemaak het in die verlede. Ek weet nie hoekom ek nou sê Shamai nie, maar jy weet waarvan ek praat. Al daai goed daarso. Here, dankie dat U my vergewe het vir dit. Ja, pastoor, ek het iets gedoen wat die Here my nooit sal vergewe nie. Luister, die Here sal alles vergewe. En moet nie vir my kom sê, ja, maar ek het gesondig deur die Heilige Gees. As jy gesondig het in die Heilige Gees, sou jy nie gesit het nie. Ek en jy is vergewe as kind van God, omdat ek skoon gewas is deur die bloed van Jesus wat vir my gevloei het aan die kruis. Dit het vergifnis gebring. En ek en jy moet daardie vergifnis aanvaar en sê dankie Here. Efesiërs 1:7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade. Deur sy bloed is ons vergewe van alles wat ons verkeerd gedoen het. Kyk nou net hier, ek kom op hierdie af, dit was vir my so mooi. Die wêreld sê, jy moet betaal vir jou foute. Ek bedoel, dis waaroor die reg gaan, hè? Die reg sê, jy moet betaal vir jou foute. Ja, in Suid-Afrika werk dit nie altyd so nie, maar kom ons vat nou maar die reg as hy reg werk. Jy moet betaal vir jou foute. Maar die evangelie sê, Jesus het reeds daarvoor betaal. Is dit te wonderlik nie? Een van die kruiswoorde, en ons sal nog op 'n stadium so 'n bietjie praat oor die 7 verskillende kruiswoorde van Jesus, was die woord testelestai. Ek het dit nou nie daarop nie. Onthou hierdie woord, testelestai. Testelestai in die Grieks beteken, die prys is betaal, die kwitansie is uitgereik. Jesus het reeds daarvoor betaal. Weet jy, wat is die rekening wat ek en jy kry van God af? 0, niks. Hy het al my skuld reeds afgeskryf, daarvoor betaal. Testelestai, Here, dankie dat daai kwitansie uitgereik is vir my. Dis reeds betaal. Derdens sien ons, dis liefde wat nuwe lewe laat groei. Waar die bloed van Christus die grond raak, het nuwe lewe begin groei. Daarom sê in 2 Korintiërs 5:17, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Ek weet ek het hierdie getuienis al baie gebring, maar is die beste een wat ek ken. Hierdie ou was 'n dronkaard en het sy vrou verniel, en die Sondagmôre was altyd sy drinktyd by die kroeg naby sy huis, en hy's daar in die kroeg in. En sy vrou was altyd so bang as hy die Sondagmiddag by die huis kom, en dan was sy gevoeter. Sy seer gekry as gevolg van hierdie man wat gesuip was.
En so bietjie vroeër as gewoonlik is daar 'n klop aan die deur, toe sit hy. Hy het sy sleutel by die huis vergeet, en sy was doodbang, want nou is dit weer tyd vir pak slaap. Maar die man kom in, hy het nie selfe gelyk nie, en sy het gedink hy dronk verdriet, want hy huil. En hy probeer haar om die nek val, en sy stuier 'n bietjie terug. En hy sê, moenie worry nie, ek gaan nie jou enigiets aan jou doen nie. En hy begin haar vasdruk. En hy sê, vra terwyl die trane oor sy wange loop, ek is so jammer vir wat ek aan jou gedoen het. Ek sien nou eers wat 'n verskriklike mens ek was, en wat 'n verskriklike impak dit op jou gehad het. Ek is so jammer, vergewe my. En ek lag die getuienis sê, sy sê vir hom, wat het jy gerook? Wat het jy gedrink? Toe sê hy, nee, ek het by verkeerde deur ingeloop, in plaas van die kroeg het ek by die kerk ingestap. En toe kry die Here my beet en kyk, hoe lyk ek nou? Ek is anders, want God het my verander. Jy sien, dis waaroor dit gaan, 'n nuwe skepsel wees, nie meer dieselfde nie. Ek het verander, hoekom? Want God het my verander, ek is nie meer dieselfde nie. Die kruis is nie net oor vergifnis nie, dis ook oor transformasie, verandering. So weet jy wat, as ek regtig by die Here uitkom, moet ek verander. Baie ouens wat tot bekering kom, jy sien nie verandering by hulle nie. Dis asof hulle net aangaan op hulle ou weer. Dit was nie ware bekering nie, sorry. Want ware bekering sê jy, daar's 'n verandering. Daar's 'n transformasie. Met ander woorde, ek gaan nie meer praat soos wat ek altyd gepraat het, elke tweede woord 'n vloekwoord nie. Ek gaan nie meer verskriklike dinge aanvang nie. Ek gaan nie meer my geliefde sleg behandel, of mense sleg behandel nie. Ek gaan nie meer die taxi wat voor my inry vloek nie. Eina. Want God het my verander, ek's 'n nuwe skepsel. Broeder en suster, luister, ons gaan nog foute maak. Ek doen dit ook, almal doen dit. Die woord sê, Romeine 3 vers 23, almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Ons gaan nog foute maak, maar jette, ons moet verandering hê. Ek kan nie meer in die kroeg op die tafels gaan dans nie, Gerda. Dis nou al 'n lang storie. Maar sy het verander. Ons moet verander. Ons kan nie meer dieselfde wees nie. Gerda smaal maar net, sorry. Tweedens, die graf kon liefde nie hou nie. Kyk so 'n bietjie hier, op die 3de dag het alles verander. Johannes 20 vers 1, en op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg toe dit nog donker was by die graf. Wat het gebeur? Die steen was weggerol, die graf was leeg. Hoekom? Omdat liefde sterker is as die dood. Die liefde van God is sterker as die dood. Die liefde van God het ingetree. Handelinge 2 vers 24, kyk hierso. Hom het God opgewek deur die smarte van die dood te ontbind. Broeder en suster, dis hoekom dit sin maak, as ek in Christus sterf, dat mense moet juig. As ek in Christus sterf, ewige lewe, vir ewig by God, geen pyn, lyding, seer, kry al daai goed nie. Want God, en hier is 'n vers wat ons nie baie lees nie, hom het God opgewek deur die smarte van die dood te ontbind. Die kruis sê, dit is volbring. Dis ook een van die kruishore. Die opstanding sê, dit is bevestig. Jy sien, die opstanding bewys dat liefde gewen het. God se liefde het gewen.
1 Korintiërs 15 vers 20, maar nou, Christus is opgewek uit die dode, hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Beteken dit, kyk gou daarna, hy het die eersteling geword, Pastor Jaap, hier is 'n teologiese vraag, né? Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Wat beteken dit? Beteken dit dat daar nie ander ouens uit die doodheid opgewek is nie? Nee. Ek glo daar was tog ander ouens opgewek uit die doodheid en ek bedoel ons kan dit sien in Elia se bediening. En dis voor Jesus gewees. Wat bedoel hy met hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het? Dit beteken Jesus is die eerste een wat dood is en wat opgestaan het en nie weer dood is nie. Maak dit sin? Luister gou mooi. Alle ander ouens wat opgewek is uit die dood, dit sluit Lazarus ook in. Is hulle weer dood? Die antwoord is ja. Is Jesus weer dood? Nee. Die eersteling van die wat ontslaap het. Die eerste een wat dood is en wat opgestaan het, nie weer dood is, hy leef tot in alle ewigheid. Wow! Dankie Jesus vir dit. So die opstanding beteken sonde is oorwin. Want Romeine 6 vers 9 en daar is die antwoord. Jesus sal nooit weer sterf. Ek het geweer staan nie by hom nie. Toe ek het nou weer raak lees, ek sê, wow, Jesus sal nie weer sterf nie. Dis hoekom hy die eersteling is van die wat ontslaap het. Want hy het opgestaan, dood en hel oorwin, en hy leef tot in alle ewigheid. Hy sal nie weer sterf nie. Die opstanding beteken dus, die dood is oorwin. En dis hoekom 1 Korintiërs 15 vers 55, dis die formulier, een van die versies wat ons lees, by 'n begrafnis. Dood, waar is jou angel? Want daar is nie meer 'n angel nie. Want Jesus het dood en hel oorwin. So die opstanding beteken gelowiges het hoop. Gelowiges het hoop. Daar is hoop vir my en jou. 1 Petrus 1 vers 3 sê, hy het ons wedergebore tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. So hy het ons wedergebore tot 'n lewende hoop. Ek kan sien ons teoloog, Pastor Japie, dink nou diep. Hierdie goed maak oop vir 'n mens, as mens skielik besef wat die opstanding beteken. Vierdens, soos praat oor die opstanding waar die bloed gevloei het, geval het, groei liefde vandag nog. Sien, die kruis was nie net 'n gebeurtenis 2000 jaar terug nie. Om presies te wees. Jesus is gebore hierdie jaar 2032 jaar terug. En as we sien sy bediening het op 30 begin, want dis wanneer hy eers kon openbaar optree. En die Bybelkollege studente, julle het nou die aand geleer, hoe lank was Jesus se bediening? 3 jaar, 3,5 jaar, né? So kom ons sê 3 jaar, dis 33, 33 plus 6 is 39, so beteken 39 plus 26 is 65, né? Dus 2065 jaar sedert die Here gesterf het en opgestaan het. Is ek reg? Nee. Van hy gebore is. En dan moet ek aftrek hoe oud Jesus was, hy was 33 jaar oud. So, dit is vir my net awesome, dat mens, wow, meer as 2000 jaar terug, maar dit het nog betekenis vandag nog, want Jesus het opgestaan, die liefde van God groei steeds,
waar die bloed van Christus toegepas word. Nou dit gebeur wanneer 'n sondaar vergifnis ontvang, 'n gebroke mens herstel word, 'n verlore siel gered word en 'n hart verander word. Dis wat gebeur, die opstanding. So waar die bloed van Jesus val, groei lewe. Daar is lewe. Nou kom ons vat al hierdie goed saam. Wat is die praktiese toepassing? Nommer 1, ontvang die liefde van Christus. Maak jou hart oop en vra die Here dat jy sy liefde sal ontvang en kan ontvang. En hy sal dit vir jou gee. Want Johannes 1 vers 12 sê Jesus se liefde moet persoonlik aanvaar word. So ek moet sê Here, dankie vir die liefde. Dankie vir die genade. Om nou nie iemand te na te kom nie, gaan ek nou maar my dogter as voorbeeld gebruik. Want sien sy bly nog by my so, Annika, jy het my al so kwaad gemaak in die lewe, dat ek jou al wil vermoor het. Sy. Maar weet jy wat? Te midde van al die goed wat jy aangevang het, het ek jou nog so baie lief. Want ek sê een dag kwaad van, die volgende dag dan soen en druk ek alweer. Ek maak het maar met julle ook, hoor. Dis jou my. Daar's weer jou my. Kom gou hierso. En broeder en suster, is wat so wonderlik is, maak nie saak wat ek hier aangevang het nie. God kom. En hy kom druk ons. En hy sê, my kind, jy is vergewe. My kind is volbring. My kind is vir jou wat ek dit gedoen het. Dis oké. En ek wil volgend vir jou sê, is oké. Is kind van God, is oké. Al die goed wat gebeur het in jou lewe, God het jou vergewe, het jou persoonlik vrygespreek. Tweedens, leef in die krag van die opstanding. Filippense 3 vers 10, die opstanding beteken oorwinning oor sonde in ons lewe. Ek en jy moet sonde oorwin. Maar ons doen dit deur die krag van die Here. Nommer 3, versprei dan hierdie liefde. Dis vir my altyd so goed as ek by die dowe gemeenskap kom. Want behalwe dat hulle as hulle na my verwys, dan maak hulle so. Die kaalkop, jy weet. Maar hulle sien my ook as die soen en druk pastoor. Maar broeder en suster, ek moet die liefde van Christus versprei, en dis hoekom ek nie bang is om jou te soen en druk nie. Ja, ek het my al vastgeloop teen jaloerse mans, krisis. Een ou wil jy by die kerk my buite slaan. Ek wil net vir jou sê, as die liefde van Christus in jou is, kan jy nie terughou nie. Jy wil nie terughou nie, jy wil daai geur van Christus versprei. Ek en jy moet daai geur van Christus versprei. Ek en jy moet daai liefde van Christus versprei. Want dis wat God verwag. So ek en jy kan nie dit hier so binnekant hou nie. En dis wat belangrik is. Ek wil gou vir iets wys. Dit was vir my awesome. Dit was regtig vir my awesome. Jou meisie kan laat sy my gou druk kom gee toe. Ek sê gou vir. Ek wil gou vir jy sê, staan gou by my. Aan die begin was hy so bang vir my nou. As hy gesien het ek kom, het hy gemove. Maar weet jy wat, toe sy iets agtergekom, ek het haar regtig lief. En ek gee om vir haar. En toe sy dit snap en agterkom,
As hy my sien, moet sy my kom druk. Ek is lief vir jou, hoor. Moenie my soene afvee nie. Sy vee nou behoorlik af. Maar is dit nie awesome nie? Ek en jy met die liefde van Christus versprei, daai geur. Want broeder en suster, dis waaroor dit gaan. Dis wat God wil hê. Dis wat hy wil hê van my en jou. Versprei hierdie liefde. Nou op daardie Vrydag het die bloed van Jesus die grond geraak. Die wêreld het gedink dis die einde, maar God het 'n tuin begin plant. En op opstandingsmôre het die eerste blom oopgegaan. Hoekom? Want die graf was leeg, die dood was oorwin, die liefde het gewen. Daarom kan ons vandag verklaar, love grew where the blood fell. Waar Jesus se bloed gevloei het, het vergifnis gegroei, het hoop gegroei, het redding gegroei, het ewige lewe gegroei. En omdat hy leef, leef ek ook, want ek leef vir ewig in Christus as kind van God. Dis wat die opstanding vir my en jou beteken. Johannes 11:25 sê Jesus, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Dankie Jesus daarvoor. Hy is van die vanoggend wat hier sit, wat sê, ag Here, ek wens ek is al by U. Ek is een van hulle so op Halloween. Ek weet daar's nog werk vir my, hoor. Maar weet jy, ek verlang so om by Jesus te wees, dat ek weg kan kom van al hierdie moeilikheid af. Van al hierdie probleme, van al hierdie stryd. Van al die nonsens wat al die kant vir my gee. Maar weet jy wat? Op die regte tyd as kind van God, sal God jou kom haal. En dan sal jy by hom wees. Ek het nou die dag 'n tannie begrawe wat so mooi kind van God was. Weet jy wat, almal wat gepraat het oral, het gepraat oor hierdie besonderse mens en die impak wat sy op hulle gehad het met hierdie liefde wat sy oral versprei. En weet ek was so jaloers, want ja, sy stop by God en ek sit met al die moeilikheid. Ek dink dis 'n goeie jaloers, dink jy nie, Pastoor Japie? Om jaloers te wees op hulle wat ons vooruit te gaan het en by God is, want hulle is op 'n beter plek as ek en jy. Maar terwyl ons hier is, sê die Here, my kind, ek is die opstanding in die lewe. Wie in my glo, sal lewe. Dis die ewige lewe. Al het hy ook gesterwe. En ek sluit af. Jy moet besef, dit was vir ons wat die Here dit gedoen het. Vir elkeen van ons, die graf is leeg. Want Jesus het opgestaan. En dis hoekom ek en jy ewige lewe kan hê. Want Jesus het opgestaan. Love grew where the blood fell. Ek gaan vra dat jy vir ons daai lied kom doen. Maar terwyl sy sing, ek wil glad nie jy moet vir haar kyk nie, maak jou oë toe. Luister na hierdie woorde, dis 'n opstandingslied. En daarna gaan ons saam bid, en daarna gaan ons ook aan die tafel van die Here sit. Ek en jy moet net besef, omdat hy leef, sien ek kans op môre, omdat hy leef, kan ek aangaan, tot op daardie dag, al het die Here my geliefdes gevat, ek kan aangaan. Want ek weet waarna toe ek pad heen is, ek gaan opstaan in die Here sodra ek sterwe. Dis hierdie einde, dis die begin. Kom ons luister na hierdie lied, baie dankie Susse.
morning stars they wept, the morning sun was dead, the Savior of the world was fallen. His body on the cross, His blood poured out for us, the weight of every curse upon Him. One final breath He gave as heaven looked away. The Son of God was laid in darkness. A battle in the grave, the war on death was waged. The power of hell forever broken. The ground began to shake, the stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. The ground began to shake, the stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. We sing hallelujah, we sing hallelujah, we sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah, we sing hallelujah, we sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever
Baie dankie vir daai besonderse lied, Barbara. Kom ons gaan almal staan voor die Here. Ons gaan net dankie sê dat hy opgestaan het. Dat hy opgestaan het vir elkeen van ons en dat hy lewe. Dat hy lewe tot in alle ewigheid. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die woord vanoggend. Dat ons net weer kan verstaan waaroor gaan die opstanding. Dat ons net weer kan verstaan dat daar waar die bloed gevloei het, het die liefde van Christus gegroei. En het groei vandag nog. Dit groei vandag in en deur ons. En Here, help ons dat die opstanding net weer vir ons betekenis sal kry. En dat ons net meer vir U gaan dankie sê, dat U die prys vir ons betaal het. En ons bring U die lof en die eer. Here, U is so goeie en wonderlike God. Die lof en die ere kom U toe tot in alle ewigheid. Ons sê vir U dankie, dankie. Dankie vir die prys wat U betaal het. Maar dankie dat U dood en hel oorwin het. Dat U, Here, lewe en U lewe tot in ewigheid. En daarom kan ons lewe hê. Daarom kan ons die ewige lewe hê. Ons sê vir U dankie in Jesus naam. Amen. U kan U se plek inneem. Daar sê, goeiemôre almal. Ek wil net graag die bedieningspan vorentoe nooi. Hulle gaan vir ons die elemente uitdeel. Hou die elemente asseblief by U. Sodra almal die elemente ontvang het, dan sal ons dit saam gebruik. Die aanbiddingspan gaan vir ons begelei. So, baie dankie julle. Was a wretch, I remember who I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. From the far side of the chasm, You held me in your side, so you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed. Broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, you have washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my
darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood. They call us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. The blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood. They call us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. The blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, you have washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Kan ek net hoor het almal elemente ontvang? Wonderlik. Ek wil graag so 3 versies met u deel. Eerste ene, en ons het van hulle gehoor, 1 Petrus 1 vers 3, Geseend is God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Jesus leef. En ons het gehoor in die begin het pastoor Jaapie dit ook aangehaal, Romeine 4 vers 25, wat sê, wat oorgelewer is terwille van ons misdade en opgewek is terwille van ons regverdigmaking. Hebreërs 12 vers 2, nou met die oog gefestig ek en u op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof, wat vir ons die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Wonderlik is dit nie, dat Jesus Christus het opgestaan. Hy het vir ons sondes gesterf, en ons het die voorreg vanmôre om aan die tafel te sit. Ek gaan vir julle die formulier lees, en dan gaan ek afstap soontoe. 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy verraai is, brood geneem, en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, terwille van julle, doen dit, om my in herinnering te bring. So ook met die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed. Doen dit, so dikwels as wat julle daaruit drink, om my in herinnering te bring.
Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Dankie Here dat ons vanmôre hierdie brood kan neem, Here. As 'n element, as 'n simbool van die deelname aan u liggaam, Here. Here, u liggaam wat u vir ons neergelê het, Here, 'n liggaam waaraan ons nou kan deel wees. En sê vir u, dankie Jesus. Die beker, die bloed, 'n seël van die nuwe verbond, van die Nuwe Testament, wat uitgestort is ter vergifnis van ons sondes. Here, ons sê vir u dankie vanmôre, Here, dat ons aan hierdie tafel kan sit met eerbied, Here, en vir u al die lof en al die eer kan gee, Here, sonder u sou ons verlore wees. Here, ter nagedagtenis van u, verkondig ons u, Here, en ons sê vir u dankie dat ons deelname kan hê in Jesus naam. Vader, ons gee vir u al die lof en al die eer, want ons weet, Here, u het opgestaan en u regeer. U is in die hemel, Here. Here Jesus Christus, dankie vir die offer wat u vir ons gedoen het, Here. Dankie dat ons op u gedagtes was, toe u gesterf het. Vader, dankie dat Jesus Christus opgestaan het en leef. Amen. Prys die Here, kom ons staan, ons gaan 'n laaste lied saam sing, ons gaan ons afsluit. En vir die Here baie dankie sê, baie dankie. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof, vol prys hom, halleluja. Loof, vol prys hom, halleluja. Loof, vol prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Heer is ons vesting, wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens, wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja.
Halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Want sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Halleluja. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Ons sê prys die Here. Pastoor Andries, kom staan hier langs my asseblief. Die Here is goed. Amen. Wat 'n wonderlike diens. Hy het opgestaan in hy lewe. Sit vandag aan die regterkant van die troon van God. Ek wil hê jy met jou hande uitsteek as ons gaan bid vir pastoor Andries en sy gesin, waar hulle gaan ry vandag Kaapstad toe en waar hulle die diens moet waarneem Dinsdag en weer terugkom en al die dinge wat gedoen moet word. Kom steek ons hande uit vir hom. Here, dankie dat ons vandag hierdie diens kon gehad het, Here. Dankie vir u liefde en genade vir ons, dat u vir ons gesterf het, opgestaan het uit die dood en dat u vir ewig lewe. Here, dankie vir die nagmaal wat ons kon vier. Dankie vir die musiek wat ons kon maak en die woord wat ons kon hoor. Seën dit ook vir ons in Jesus naam. Vader, dan bring ons vir pastoor Andries en sy gesin voor u nou, waar hulle met Kaapstad toe ry nou. Vader, dat u sal help, dat hulle sal veilig ry, dat hulle sal wakker bly, dat hulle brandstof sal kry waar hulle dit nodig het, dat u hulle sal seën hierdie hele trip, Here, dat u hulle sal help en dat hulle sal veilig wees, en ook waar hy Dinsdag die begrafnis moet waarneem, dat u ook daar met hom sal wees en vir hom sal seën. Bid vir Melanie en vir Dani en Tannie Petra en die kinders, kleinkinders, die familie, dat u hulle almal sal deurdra, en ons eer u daarvoor, in Jesus naam. Amen. Dan sê baie seën vir almal. Broeder en suster, daar gaan ook nou nie koffie en tee wees nie. Jy's welkom.